Goed, ons is met meneer Martinus Erasmus, ondervoorsitter van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging. En die vraag wat ek aan u wil vra is, wat is die groot dilemma of krisis waarmee of waarteen Afrikaners vandag stry en hoe voer die ANC die stryd daarteen? So, Dirk. Ja, die dilemma van ons volk. As ek het, vir my kom dit neer op in eerste plek die geloof. As ons maar die moeite wil doen om te gaan kyk hoe ons voorgeslagte geglo het, wat hulle geglo het, waarin hulle vasgehou het, wat hulle in die dwars deur die geskiedenis van Jan van Riebeeck af aangevuur het. En hoe dit vir hulle gegaan het om God se eer, om God se koninkryk en om die waarheid van die woord van God. Ja, ons volk moet terugkeer na die ware geloof. Dan sal ons, glo ek, ook deur die genade van die Here die lig weer sien in die koers wat ons moet inslaan. Natuurlik is ons deur die aanslag, ons is in 'n groot mate gestroop van ons identiteit. Ons identiteit as Afrikaners. Dit word geweldig sterk aangeval vandag. Soveel so dat ons nie meer weet wie ons is nie. Ons weet nie waar ons vandaan kom nie. En ons weet nie waar moet ons heen nie. Hierdie land is ons vaderland. Ons praat 'n taal wat die Here ons laat praat het. Wat hy aan ons gegee het, so het ons 'n volk geword. Die Here het aan ons 'n land, 'n vaderland gegee. Ons is hier gevestig, geplant deur die Allerhoogste. En ons moet hom hier dien en eer en verheerlik. En dit gaan nie oor ons nie. Ek dink dit tendens veral in die jongste tyd, waar ons land uitverkoop het aan die kommuniste en die antichriste, is dat die mens baie meer, ook ons eie mense baie meer individualisties dink, selfgesentreerd, en die roepingsbewussyn wat daar altyd onder ons volk was, is in 'n groot mate weg. So saam met die geloof, die identiteit wie die Here ons gemaak het, wie ons is, en die ware ideale wat ons ook moet nastreef. So verder die toekoms aangaan, moet ons ook weet dat die Here is die almagtige God. En hy het ons deur die eeue gebring. Hy is getrou. En as ons maar op ons knieë in afhanklikheid voor hom weer roepingsbewus lewe om hom te verheerlik, dan is daar by die Here alles moontlik. En hy kan ook weer vir ons hierdie land teruggee. Ja, seker. Raf, en dan hoe voer die ANC die stryd daarteen, teen hierdie dilemma en die aanval teen ons volk? Hoe voer die ANC daardie stryd? Dirk, in die jare wat ek nou by die ANC betrokke is, kan ek ook met eerlikheid sê, ek dink ek verstaan dinge ook al beter. Die ANC is die enigste organisasie waarvan ek weet wat staan op die suiwer beginsel dat hierdie land in sy volheid ons land is. Ons is nie maar 'n minderheidsgroep of 'n gemeenskap soos baie ons noem vandag. Die Afrikaner volk is hier geplant. Die Here het vir ons hierdie land as erfdeel gegee. En wat ook al gebeur, niks kan dit verander nie. Hier lê ons roeping en hier moet ons in geloof ook ons werk so doen dat daar vir ons kinders ook 'n toekoms as Afrikaners kan wees. As Afrikaners in hierdie land weer hulle roeping opneem, dan sal dit ook vir alle volke van hierdie land tot heil en tot seën wees. Daaroor is by my geen twyfel. Ja. In die afgelope tyd, veral van verlede jare af, het ons baie gesien dat die ANC in die media kom en baie blootstelling kry deur die media.
baie van dit is deur die herdenking en van ons volksdae en ons feesdae. En ek sien ook dat die ANB amper die enigste organisasie is wat suiwer daardie volksdae en feesdae herdenk en gedenk. Ja, Dirk, ons het so ryke erfenis wat ons om te gedenk. Ons ganse geskiedenis getuig daarvan. Daar is Stigtingsdag, daar is Taaldag, daar is Republiekdag, daar is natuurlik Geloftedag, daar is Majuba-dag. Dis alles geleenthede waarin ons weer moet aangryp om vir ons mense nie net weer self te vier nie, maar ook om ons mense te motiveer om dit ook saam met ons te vier. Want dit word die bewuswording en die bewusmaking van wie ons is weer gekweek. En dit is rondom ons helde deur die eeue, deur die geskiedenis, wat ons ook en hulle dade wat hulle verrig het, waardeur ons ook vandag duidelik die pad kan sien wat ons moet loop. Ons moet loop, ja. Vir mense riem om in die hart is 'n geleentheid elke jaar soos by Majuba. Gaan kyk maar 'n bietjie die jong mense wat daar saamkom en wat hulle praat en hoe hulle vra en hoe hulle wil weet. En daar is verseker iets baie positiefs aan die gebeur. Rondom 'n ontwaking of 'n bewuswording van ons jong mense, 'n vraag na wie is ons? Hoe het ons in hierdie land gekom? En wat is ons roeping? Hoe moet ons ook aan die goeie, gesonde stryd van Afrikaner nasionalisme deur die eeue ook meedoen? En die Afrikaner nasionalistiese beweging het die antwoord op daardie vraag. Ja. Net die feit dat ons die suiwer boodskap na ons volk toe uitbring en wil uitbring. Dat ons vir niks en niemand toestemming moet vra nie. Dat ons in niemand sy oë hoef te gaan kyk nie, nie in die wêreld se oë nie. Ons kyk op en ons sien net die Here. Hy het ons 'n volk gemaak, hy het ons in hierdie land geplaas, hy het hierdie land as 'n erfdeel aan ons toevertrou. En met die middele en met die genade wat hy skenk, moet ons hier ons roeping tot sy eer en in diens van sy koninkryk uitvoer. Van de volksdag wordt